of tans die tweede in bevel, moes ek kom oorneem het by hom, want hy moes op kursus gaan. Toe het ek oorgeneem by die company en op 'n paar dae daarna het kaptein die ouens bymekaar gekry en my bekend gestel aan hulle. Toe het ek bietjie onseker gevoel hoe hierdie ouens my gaan aanvaar en of hulle my gaan aanvaar as hulle tweede in bevel. En my indruk van die luitenante, ek het nogal baie gehou van luitenant Nieuwoud persoonlik, omdat hy een van die eerste ouens was wat homself kon bekendstel het aan my en het my op my plek laat voel. Hy het met my gesels en al die tipe van dinge. Ons het bietjie inspeksies gehou by die troepe en toe ek, omdat daar baie ouens was wat saam op skool was, het ek die troepe beter begin leer ken. En toe die indruk gekry dat ek lekker sal saamwerk met die troepe en dat dit 'n skerp troepe is. Wat is die eerste indruk van die troepe se dissipline? My eerste indruk van die troepe se dissipline was goed geweest. Omdat ons het die dag nadat ek hier aangekom het ek saam met die vorige tweede in bevel, het ons gaan inspeksie. En toe was die voertuie skoon en alles. En die ouens het opgestaan as die kaptein daar kom en almal op aandag gestaan en al daai tipe van dinge. Ek het gedink hulle dissipline is nogal goed. En het hulle vir ons orders begin gee oor die geveg en hoe die geveg gaan plaasvind en waar dit gaan plaasvind en die vyand hoe dit lyk. Maar op daai stadium was ek heel onseker geweest van hoe die gebied lyk, omdat ek nie was in die gebied, ek het nie geweet waar die ouens gelê het nie. Ek het nie geweet hoe die vyand lyk nie. Ek het nie geweet waar paaie is nie, niks. Ek kon niks in die prentjie insien. En gelukkig op daai stadium was Rolf nog daar toe geweest. Toe het hy my baie gehelp om vir my te kan sê waar die ouens is of hoe die vyand lyk en hoe ons lyk en alles en hoe die gevegsontwerp lyk en hoekom dit so mekaar steek. Toe het ons die aand van die 13de het ons toe gereed gemaak vir die geveg en het ons toe geskuif na 'n voorversamelgebied toe. Gelukkig ons sou die 11de al geskuif het om die 12de die geveg te doen. Maar toe daar ergens 'n lekkasie gekom by die Unitas en die 11de of die 12de die oggend vroeg, toe daar op die voorversamelgebied waar ons daai dag sou gelê het, het daar 'n hele klomp sorties van vliegtye ingekom en hulle daai gebied vrot gebom. Dit is agtergekom daar's ergens 'n lekkasie. En ons het toe gereken dit moet Unita wees. Die kaart gehad baie. Rolf het 'n kaart gehad. So hulle het my gewys en ek het op kaptein se kaart gekyk waar die voorversamelgebied is en alles. En toe het ons agtergekom daar's of ons gedink daar's 'n lekkasie by die Unitas. Toe het ons die plan bietjie verander en die versamelgebied so klein eentjie geskuif. Toe het ons die 14de het ons na daai versamelgebied toe gery en ons wou die oggend vroeg al 'n aanval gedoen het hier by 9:00. Vir ons al 'n aanval gedoen het. En ons het eers hier by omdat daar heeldag Vickers in die lug was. Het ons eers hier by 2:00 by die skypunt gekom. Toe het 4 saai afgeskil en ons het toe vasgestaan op daai stadium terwyl hulle vir die 59ste brigade gaan aanval het. Ons het gehoor hoe hulle die ouens aanval en alles. Maar dit het nie geklink asof daar baie vuur was nie. Want daar was 23 mm, maar ek het nooit die tanks oorskiet nie. Alhoewel ons het later uitgevind 5 tanks op daai doelwit uitgeskiet het. Toe het die kommandant vir ons bevestiging of die belofte gemaak dat hy ons nie in Toempo sal invat. As hy nie kan bevestig die vyand hardloop of dat ons ten minste aan die wenkant is nie. En intussen toe daar van die tanks van die Toempo area het begin omvleuel om die 59ste te gaan help. Toe het ons vorentoe gegaan en die tanks het opgestel in die boslyn waar ons oor die Shona sou gaan om Toempo area toe te gaan. Toe het hulle 'n 4-gordel aksie geskiet op die bosse van Toempo. En omdat ons geen reaksie uit daai bos uitgekry het die kommandant gereken dit sal veilig wees om tot in daai bosse te gaan. Maar die tanks het toe, hulle was in die boslyn gewees en toe ons so groot volume vuur op hulle neergaan. Toe trek hulle 300 of 400 meter terug. Toe het ons tot in die boslyn gegaan en die tanks was 'n eind in die boslyn ingewees. Toe hulle begin ernstige vuur trek van hierdie tanks af. Toe het ons die agterste magte in die boslyn in beweeg en ons was skaars in die boslyn gewees. Al die magte het net in daai boslyntjie ingekom. Toe hulle daai groot volume vuur begin trek. Nee, direkte vuur. Direk is meestal tankvuur gewees. Ons het baie min indirekte vuur getrek. Toe het op 'n stadium toe sê kaptein vir ons, ja, ons moet 'n voertuig vorentoe stuur, 2-2 Charlie is uitgeskiet. Toe het ons 2-3 Alpha vorentoe gestuur, maar die voertuig kon toe self ry. En toe het een van 2-3 Alpha die drywer van 2-3 Alpha
het toe uitgespring in daai voertuig in en hy het die voertuig toe self agter toe gery. Toe ons agterkom as Korporaal Swanepoel toe die Alpha se bevelvoerder, was hy toe daar gewees. Toe hy vir my gesê, ja, ons moet kom kyk, daar's 4 ouens dood. Maar Roel was toe nie lus om te gaan kyk nie, omdat hy die ouens persoonlik geken het. Toe het hy aangegaan om die ouens se besonderhede te kry van wie almal in die kar was, TM-nommers en al daai tipe van dinge. En toe het ek gehardloop en gaan kyk en toe voor ek by die kar kom, toe hoor ek die kar is besig om ammunisie af te gaan binne in die kar. Toe het ons brandblussers gekry en toe het Korporaal Swanepoel bo op die voertuig gestaan en die ding doodgespuit. Toe het ek aan die regterkant van die voertuig gestaan en gekyk na die gate wat daarin is. Want op daai stadium toe sê dit is 'n 23 mm. Maar ek het nie gedink 'n 23 mm sal sulke groot gate in die voertuig maak nie, want hy het die hele sigblok en so groot gat onder die sigblok uitgestuur. En hy was reg deur aan die ander kant ook. Toe het ek gereken dit moet miskien 'n PT-76 of 'n 76 of iets in daai lyn gewees het. Toe het ek opgeklim en toe sê ek vir hom nee, maar omdat hy ook die ouens ken, moet hy maar liewer net buite bly, ek sal gaan kyk of die ouens dood is. En al die ouens binne-in was spierwit gewees van die kalk wat uit daai ding uitgekom het. Toe ek ingeklim en ek het bevestig die 3 ouens aan die linkerkant is dood, toe sê hulle vir my kyk, daar's 'n 4de ou ook of hy ook dood is. Toe het ek links omgegaan en daai deur opgemaak en ek het daar ingeklim. Toe sien ek net die onderste helfte van ou se lyk en dat hy ook dood is. Toe is ek terug na Roel toe en ek het gaan bevestig of al die ouens wat in die ambulans is of hulle alright is. En gekens laat hulle afgevoer word. Toe is ek terug na Roel toe om te sê wie almal dood is of wat ek kan sien, maar laat ek die 4 ou nie kan uitken nie. Toe het ek teruggegaan na die voertuig toe om vir Korporaal Swanepoel nog daar te gaan help met wat hy ook al nodig het. Toe begin die ammunisie weer afgaan. Toe is die voertuig terug toegemaak en hom agter 'n wittings gehak en hom weggesleep. Toe rukkie later toe sê kaptein vir ons nee, 2-1 Charlie is ook uitgeskiet. Maar dis nie nodig dat ons vorentoe kom om hom te kom haal nie. Hulle sal homself uitsleep met 'n ARV en daar's niemand dood of beseer nie. Toe na ruk toe sê die kommandant nee, okay, ons het meestal die 4 geveg gewen, maar ons moet nou begin terugtrek. Toe het ons vasgestaan, die agterste elemente het vasgestaan terwyl die tanks omgedraai het en vorentoe beweeg het. En toe het hulle deur die Shonna beweeg tot aan die ander kant van die bos en om eers in die hoëgrond te kan uitgaan. Toe het hulle deur beweeg en ons het almal omgedraai en ook deur beweeg. En ons was seker omtrent 50 meter aan die ander kant van die boslyn in. Toe moes my voertuig ons was heel agter gewees, moes ons vas staan. Want toe die ratels teen die opdraande teen die styl te begin vasval. Dit was seker omtrent vir 2-3 ure daar gestaan en nie geweet wat daarvoor aangaan. Toe het ons op daai stadium het ons baie bang begin word want aan die regterkant van ons en skuins reg agter hom het ons voertuig beweeg en begin hoor. Ons het geskat seker omtrent so 4 na 7 km toe. Het ons die voertuigbeweging gehoor en ons kon hoor daar's tanks by gewees. Het ons nie geweet wat dit was. En toe het ons later toe sê kommandant vir ons nee, dit is 4 saai wat onttrek van hulle doelwit af. Toe op 'n stadium toe roep hulle vir Roel om vorentoe te gaan om die verliese toe af te voer na die chirurgiese pos of na die LZ toe waar die chopper hulle toe sou kry. Toe is ons daar weg seker omtrent 12 uur en die volgende oggend 7 uur was ons by die chirurgiese pos gewees. Toe het ons die ouens afgevoer, maar die verliese, die prioriteit 5 verliese, kon toe nie uit die voertuig gehaal word nie, omdat daar nie plek op die chopper was nie. En ons het hulle toe in die voertuig gelos en net so gebring deur na die laar toe. Die dokters het hulle net in bodybags gesit en so aan. Die dele wat hulle toe in die nag sommer by mekaar kon kry. En toe het ons teruggekom na die laar toe en die volgende dag het Rolf gegaan en die uitrusting van die ouens uitgaan haal en die dokters het gegaan en die ratel al die dele van die ouens by mekaar gekry en die ouens ordentlik in bodybags gesit en hulle is toe daai aand afgevoer met die chopper. Maar toe ons dan toe teruggegaan het na die laar, toe ons nadat die ouens afgevoer het, ons het 'n nuwe laar kon verken en toe het ons nog vir omtrent 4 dae in 'n ou laar gelê. Die nabetragting wat ons toen in die laar gehou het, is uitgekom toe die manne nou vir mekaar die storie vertel en wat gebeur het daarso. Het ons agtergekom dat die flankwag wat aan die linkerkant was, het nie presies 90 grade gebly nie en hulle het begin vorentoe gaan en oopmaak om ook aan die geveg te kon deelneem. En toe agter hulle het 'n tank aangekom tot by 2-1 Charlie. Maar sy uitsluitlike doel was dit soos wat die ouens op die comics opgetel het, was om vir Zero, die voertuig Zero en by nawe kommandant Mike Miller uit te skiet. 2-3 Charlie natuurlik, 2-2 Charlie toe reeds uitgeskiet die tank oor. 2-2 Charlie was reeds uitgeskiet en teruggetrek. En toe hierdie tank stop. Toe klim die bevelvoerder uit op die baan. En toe hy sien toe sit net fucking ratels en tanks en goed reg rondom. En toe sien kaptein hom. Toe het hulle almal uit die voertuig uitgespring en op hom begin skiet en so aan. En toe het ons ook daar gesien, toe ons nou later na daai tank gaan kyk.
dat die 20 mm op 'n baie kort afstand reg deur die tank skiet. Hy penetreer die tank. Maar toe hulle die spanbevel doodgeskiet en hy het in die toring afgeval en toe die gunner natuurlik paniekerig begin raak en hy het geskiet. Maar sy loop was heeltemal gedomp geweest. En toe hy was seker omtrent 2 meter agter 2-1 Charlie geweest. Toe hy 2-1 Charlie se agterdig onder hom uitgeskiet, reg van agter af. In die laar het hulle vir ons gesê ons moet in die ou later gekom en toe het hulle vir ons gesê ons moet die Sam 13 gaan haal. Toe het ons ek met my voertuig en 'n tank en op 'n ARV en 'n ander voertuig en 'n klomp blokvoertuig en dieselvoertuig. Is ons toe weg om vir die tankers te gaan aanval en ons peloton wat toe daar lê te gaan aanval. Toe het ons gery tot by die doelwit en ons het die Unita gids gekry wat ons aanvanklik heeltemal laat verdwaal. Maar toe ons op die doelwit aangekom het, het ons gaan kyk na die Sam 13 in die middag en toe het ons na die ander manne toe om van daar weer koms te kan kry met die kommandant wat ons sê ons is by die doelwit. Ons het toen ongelukkig nooit weer koms gekry van daar af nie, want het is te ver geweest vir die radios wat ons toe het. Toe het ons die volgende oggend het ons afbeweeg en moet ons baie TB getrek het, ons baie stadig met die tanks afbeweeg toe. Want as die tank start veral, dan trek ons TB. Die ratels kan ry sonder dat hulle TB trek. Toe ons bietjie op die doelwit gaan rondloop, gaan kyk na van die tanks wat uitgeskiet is en na die penetrasie van ons eie voertuie of ons eie wapens op daai tanks en ons het na die doelwit gekyk en daar rond geloop. Dus die Sam 13 gekry. Ons het bietjie daar rond gekyk met die Sam 13 en hom gehak en hom teruggesleep tot by ons ou laar. Ons het gaan soek na die takhake, maar hy het op daai stadium toe geskuif die aand toe ons weg was. Dus ek nie geweet waar hy nie. En toe het ons terugbeweeg na ons ou laar toe waar ons die volgende dag toe weer daai Sam 13 moes terugbring na die takhake toe. En hy staan op hierdie stadium nog steeds op die takhake. Aanval toe het kaptein besluit om nie al die infantry saam te vat nie. Omdat ons in die vorige aanval nooit die infantry gebruik het nie en daartoe van hy troepe dood is. Het ons besluit om nie die infantry saam te vat nie en al die infantry toe in die ou laar agtergebly. Waar ons toe net met die gunners en die drywers en die spanbevelvoerders asook die RPG's en die medics saamgevat het. Ons het ook die peloton voertuie, peloton se karre. Het ons so voorberei dat daar medics in die karre is dat hulle gebruik kan word vir die afvoer van verliese. Want ons het nie genoeg ambulanse gehad nie. En toe het ek 'n peloton by my gekry met 'n klomp wittingse en om die afvoer van Bravo Company se verliese te doen. Maar dit het ook later uitgewerk dat die hele eenheid se verliese geword omdat daar nie genoeg wittingse en ambulanse en goed was nie. Die aanval sou gewees het dat 3-2 die oggend 3 sou hulle ingegaan het op die voorste stellings, die eerste stellings van suid af. Sou hulle ingegaan het wat die 13de brigade op daai stelling was. Sou hulle ingegaan het en dan daai ouens uitgehaal het daarso. En as ons die oggend 6:30 7 so ons by hulle aansluiting gekry het en dan die stelling wat van noord na suid geloop het, waar die 21ste, die oorblywendes van die 59ste en die 16de brigade was. Ons is toe as gevolg van baie redes kon ons toe nooit nie vroeg genoeg aansluiting kry by daai ouens. En toe het ons in 'n mynveld vasgeloop, seker omtrent 500 meter voor die stelling. Die 4de regular bataljon was veronderstel om vir ons die gebied te gaan verken en verseker dat daar nie mynvelde is nie. Hulle het teruggekom en gesê nee, maar daar's geen mynveld nie, is uit die mynveld. En toe loop ons in hierdie mynveld in wat toe blyk te wees seker omtrent 800 meter lank is en 200 meter diep. Wat toe besaai was met myne. Gemengde mynveld. 'n Gemengde mynveld, ja. Toe het ons die plofadder gebruik en toe word die plofadder eers nie afgaan nie. Toe het hulle ratel 20 vorentoe gebring om hom te skiet met uitsies dat die ding kan dead, maar dit wou toe ook nie werk nie. Toe het hulle maar later die ding gaan weer refuse en hom toe afgeskiet en toe het hy vir ons 'n landing geskiet van 100 Was dat u al baie indirek gestuur? Op daai stadium het hulle vir ons gelooi met die indirek gestuur. Net nadat hulle die mynveld gebres het my voertuie aangesluit en het 6 Jaro se voertuie begin deurkom en Bravo Company se voertuie het net begin deurgaan. Toe begin hulle vir ons regtig te pinpoint met M46. En dis waar die recovery uitgeskiet is. Toe het ons my voertuig het ek toe teruggedraai en ons het die verlies gaan herwin wat daar's op die, want dit is een van die ouetjies wat van die Tiffy-kar af gehardloop het na die recovery toe om te kyk of al die ouens daar uit is. En toe val daar M46 seker so 15 na 20 meter toe van hom af. Maar omdat sy skrapnelbeskerming so swak was, het die ouetjie toe net skrapnel in die bout gekry en in sy heup. Of so dit gelyk aanvanklik. Toe het ons hom daar gaan herwin en toe het ons hom afgevoer. Hulle het later 5,5 uur op hom geopereer. Toe het ons met al die voertuie, my hele pakket, ek 'n bietjie teruggetrek en ons het daar gestaan tot al die ons eers deur die mynveld is. En omdat die recovery op daai stadium toe gebrand het, want hy het onmiddellik aan die brand geslaan, kon ons hom nie herwin. Maar toe daar 'n raadel het 'n myn getrap en 'n M46 het ook 'n tank uitgeskiet. Met reg voor
net voor die hatches van die drywer het hy geval en toe die goed oop geblaas en toe die drywer so bo sy kop en daai dele weggeblaas. Toe daar staan 3 tanks en 'n ratel en toe ook een die wittings. Toe het ons begin om die ouens te herwin wat seer gekry het en die voertuie te probeer herwin. Ons kon ongelukkig nooit die recovery herwin. Toe die ouens almal deurbeweeg deur die mynveld en party hulle toe inbeweeg in die stellings in. Hulle het toe aansluiting gekry met 3-2 gehoor dat 3-2 toe nooit eers kontak gemaak het met die vyand nie, want toe hulle ons hoor aankom, toe het hulle begin onttrek. Toe kom hulle so 3,5 na 4 km in die doelwit inbeweeg en gesien dat daar geen vyand is nie. Toe het hulle vir die takhake laat weet, ons trek baie indirek te vriend, ons het in 'n groot mynveld vasgeloop en ons is nou al 4 km deur die stelling. Daar's nie vyand te bedoel nie, daar's niemand om te trek nie. Dus begin onttrek. Toe het ons, soos wat die ARV's en die tanks nie goed deurkom, het ons die ouens gehak, wat ons kon hak, en ons moes die wittings daar los, want hy was op daai stadium toe nog baie warm geweest. Toe was hulle, plus die tank wat met die MC40 getref was, hy toe net daar bly staan, met 'n spaar tank by hom, en toe het ons teruggetrek tot by 5-9 se stelling. Terwyl die kommandant hulle toe, net aan die kant die chirurgiese pos, het hulle gou 'n konferensie gehou, en as het 3 voertuie daar staan, toe was daar ook 'n ou pie geweest. Toe het hy een van die lokvoertuie wat die 81 motors op het hulle toe raak geskiet met 'n M46. En van daar af toe van Koekemoer in die voertuig gespring in hom, terwyl hy gebrand het, hom weggetrek, sodat hy nie tussen die ander voertuie staan wat op daai stelling daar was. Toe het hy hom weggetrek, en later van die aand, toe al die magte nou deurgeskuif het, toe stuur ek een van die seksies terug, want ons het toe van 4 seksies gekry om ons te help in die afvoer. Terug met die ambulans om daai ouetjie wat in die tank was te gaan herwin, en tot die tank deurgesleep. Dat is hy burgermag ook. Dit is een van die burgermag ouens van regiment Molopo. Toe het ons geskuif tot seker omtrent so 20 km aan die kant, 15 km aan die kant, die 5-9 se doelwit, tot in die Shambinga. Toe is die volgende dag daar gelê, en 'n bietjie die voertuie herstel en so aan, en toe het ons die aand teruggekom, tot by hierdie laag. Tot hierso. 4 dae nadat ons teruggekom het van die tweede aanval af, het ons weer gereed gemaak om hierdie keer van noord af aan te val. Ons sou noord teen die rivier af beweeg, en dan teen die Quito af beweeg, en dan die ouens wat by die brug was, die 10 tanks wat toe daar was, sou ons toe aangeval het. Maar op daai stadium het ek toe 6 ratels by my gekry om die afvoer van polisie te kan doen tussen die gevegsgrond en die chirurgiese pos. Plus 3 recoveries en 2 plofadders, wat toe ook saam met my was. En 'n kaptein het by hom gehad 4 ratel 20's, wat net met medics gelaai was, en dan die toringbevel of toringspan. En hulle is toe in die geveg in, en omdat hulle op daai stadium toe nie 'n mynveld gekry het nie, het hulle teen die Quito afbeweeg het hulle baie aan die oorkant van die rivier stellings so goed gesien van BM21's en radarskerms en alles. En dit sê die kommandant nie, hulle moet nie op daai stadium op daai ouens skiet nie. En toe loop hulle op 'n stadium in 'n mynveld in, wat die linkerkant se 3 tanks, op die heel linkerkant se flank, het hulle toe daai 3 tanks toe 'n mynveld gevang, en maar die res van die mag het toe aanhou beweeg. Toe verstaan het hulle baie klein geweer vuur begin trek, en toe hulle 'n 4-gordel aksie geskiet. En terwyl ons daar agter was, het ons maar ordentlik ingegrawe, onder die voertuie loopgrawe gegrawe en daar aangebly. En daar was baie min, ons het net die mix gesien, maar hulle het nie baie op ons geskiet nie, so 1 of 2 of 3 skote, wat hulle oor ons geskiet het. Maar hulle het glad nie in ons omgewing eintlik geskiet nie. En toe het hulle die 4-gordel aksie geskiet, en na tyd toe sê die kommandant, as gevolg van die ondiensbaarheid van die tanks, want toe daar al 3 myne getrap, en daar vroeër die dag al 2 gebreek, die vorige aantal 2 gebreek. Toe sê hy nee wat, toe sê hy vir die takhaka, op hierdie stadium het hulle die vyand, het hulle die 4 geveg gewen wat op daai stadium toe was, met die 4-gordel aksie wat hulle geskiet het. En toe sê hy vir die takhaka, maar jy skiet nou nie meer vyand op hulle nie, of hulle nie kan onttrek nie, want die tanks is te ondiensbaar. Toe sê die takhaka van my, okay, positief, hulle moet onttrek. Toe het ons van daar af onttrek tot hierso, en toe ons nie eers weer hierso kom, toe het ons besluit dat 8-2 Magbrigade nou die ding moet kom, by ons moet kom oorneem. Toe is kaptein hulle weg om die mynrollers te gaan haal. Hulle is saam met 5-0 weg, plus tanks, of daar was net 1 tank by hulle gewees, waar die mynrollers sou oppik, wat op 21 brigade se stellings agtergebly het, wat hulle aangeval het in Januarie maand. Toe
as hulle wegsoen toe en hulle doel was ook as hulle terugkom met 5-9 se stelling, moes hulle die recovery en daai echelonvoertuig wat nog daar staan, moes hulle gaan blaas. En hulle het ook die chemiespanne saam met hulle gehad. Hulle het tot by die 21ste stellings gegaan, en plus minus 2 kilometer van die mynrollers af. Het hulle toe begin myne trap en so, en hulle moes die hele pad vee en soeksteek en alles. Van die Unitas wat ook saam met hulle was, die demolition spanne van die Unitas, het toe IP's getrap. En omdat die mynvertlikker wou nie die IP's optel, het hulle toe, moes hulle later aan, moes hulle soeksteek, die hele pad tot by die ding soeksteek. Toe het hulle, terwyl ons toe hier geleid het, ons 'n magter menigte eskorttake gehad om te doen. Kort breek daar voertuig hier, of daar staan 'n dieselbanker daar wat ons nodig het. En toe die res van die eenheid, of van die company, het toe permanent omtrent eskorttake gedoen. En toe... Gewoon dat je goed kan navigeren, je maar al die dingen. Ja, seker maar met ek die paai ken. En toe sê kaptein vir hulle, Janie, maar soek nou nog 'n tank, om met mynrollers aan, om vir hulle die pad te rol. Toe sit hulle omtrent 800 meter van die mynrollers af. En toe steek hulle al vir 2 dae lank. Gelukkig hulle blijkbaar nie baie indirekte vuur op hulle gewees nie. Toe het hulle 'n mynrollers toe gestuur, en toe het hulle die pad gerol tot daar. Daar is dus een vijand af. Alhoewel dit is op die 21ste brigade se stelling, seker so 10 kilometer. Ek weet nie presies seker nie, maar ek dink in die van 10 of 12 kilometer toe, wat dit van die vyand te bly staan toe was. Toe het hulle die goed daar gaan haal, en toe het hulle die mynroller opgetel wat daar gelê het, en toe het hulle hom teruggebring. Hulle het nie, kaptein hulle was nie by toe hulle die voertuig geblaas het nie. Echo 10, diegene ouens het gegaan, hulle die plofstof gepak, en toe het hulle gery, en terwyl hulle weggery het, hulle die goed geblaas. En dis al. Ons is nou onderstel om die 14 hierso te beweeg, en dan moet ons terugbeweeg direk van hier af tot by die demobilisasiegebied. Ons gaan nie weer eers met Mavinga om. En ons company ry voor, en ongelukkig is ek nie verantwoordelik vir die navigasie. Maar ons gaan die eerste aand tot by die Bag beweeg, waar ons daar aanvulling gaan kry. Die tweede aand gaan ons tot by Lohenge beweeg, waar ons daar aanvulling gaan kry. En die derde aand gaan ons beweeg tot by die demobilisasiegebied, waar die troepe vir 4 dae gaan bly. En van daar af gaan ons 6-1 toe, of eers om 'n teater toe, waar ons 'n parade tipe van hou, soos na modulêr, waar die tannies wil kook en tee bak en alsoos tipe neem. Dan gaan ons daar 'n parade deur die strate hou, en dan gaan hulle 6-1 toe. Ek reken nou seker maar net om hulle tente te kry en bietjie in te klaar in 6-1, om die plek te leer ken en so. Dan die 24ste vlieg hulle van Grootfontein af, die oggend vlieg hulle van Grootfontein af tot op Wansai, en vandaag gaan hulle die 27ste opvolg.